Goed, ons kom nou by ons laaste temalyn wat ons vir ons kinders moet uitlig hier in Genesis 6 tot 8 en dit is Noag se verlossing in die ark saam met sy gesin, die diere en die voëls. Ons gaan dieper hierop in. Kom ons kyk eers bietjie waar trek ons kan nou sien in Genesis 6 vers 1 tot 6 die toename in boosheid. Boosheid neem die hele wêreld net oor. Die lyn tussen die skeiding tussen kerk en wêreld word uitgewis, die kerk word wêreld, alles word net boos. Dan kom die Here se oordeel, globale oordeel kom. Tweede temalyn wat ons kinders moet wys. Want anders daar binne in hierdie krisis evangelie. Noag vind genade. Noag is daardie een in wie die Here die saad van die vrou bewaar. Die Here bewaar behoorlik in Noag die kerk. Die Here stel vyandskap in Noag. Noag is anders. Wonderlik. Die Here sal altyd 'n kerk hê en die Here sal sy belofte van Genesis 3 vers 15 werklikheid maak. Die Here is trou. Hy laat sy koninkryk kom. Hy gaan uit Noag uiteindelik Jesus laat kom deur wie die oorwinning gaan gebeur en die koninkryk wonderlik gaan aanbreek. Maar nou wil ons in die 5de plek stil staan. Ons kinders wys die ark waarin die Here Noag verlos, sy gesin verlos en dan uiteindelik ook die diere en voëls verlos. Kom ons gaan 'n bietjie hierop in. Die Here verlos Noag in die ark en dan sê die ark daar in vers 14 tot 17 gee die Here vir hom nou die bevel om die ark te bou. En hierdie ark is reg groot, 300 el lank, 50 el breed, 30 el sy hoogte. Kan julle sien daarso die grootheid van hierdie ark, nee, 135 meter lank, 23 meter breed, 13.7 meter is sy lengte en dit is regtig net 'n baie groot ding. Nou ek het vir julle gaan vir julle so 'n video of 2 van Creation Ministries aanstuur wat vir julle net wat julle 'n bietjie verder kan gaan kyk oor die ark. Wonderlike ontwerp wat die Here gee vir hierdie ark, die stabiliteit wat hierdie ding het in water. Dis eintlik net wow as 'n mens daarna gaan kyk. En dit is die middel waardeur die Here gaan verlos. Dis hierdie ark wat hy nou gee. Dis 'n baie groot ding. Jy kan maklik al die diere vat wat in daardie tyd op die aarde was. Jy kan daarna gaan kyk ook in daai videoetjies. In hoofstuk 6 vers 18 tot 22 as ons nou verder lees, sien ons dat die Here homself verbind in die verbond. Hy gaan verseker verlossing gee in die ark. En hy gaan Noag en sy gesin verlos, hy gaan die voëls en diere verlos. En dan is die Here trou, en mens sien dit, as 'n mens verder dan lees in hoofstuk 7 en 8, dan sien 'n mens net die Here se getrou, hy verlos in die ark. In hoofstuk 7 vers 1 gee die bevel vir Noag en sy gesin gaan in die ark. In vers 16 sluit die Here die deur van die ark. In vers 17 en 24 sien 'n mens binne in die oordeel is hulle veilig, die water kry die oorhand oor die aarde, maar binne die ark is hierdie gesin van Noag en sy gesin en hierdie diere en voëls veilig. En dan uiteindelik in hoofstuk 8 vers 16 beveel die Here gaan uit die ark. En dan is dit asof Noag uit 'n ou wêreld, Noag en sy gesin en hierdie diere en voëls, uit 'n ou wêreld onder die oordeel binne in 'n nuwe wêreld instap. En dit is wat ons moet raak sien hier van die ark. Die Here verlos deur die ark. Uit 'n ou wêreld onder die oordeel binne in 'n nuwe wêreld wat die Here nou vir Noag hulle gee. Kom ons kyk 'n bietjie as ons 'n prentjie daarvan teken. God maak 'n baie goeie skepping in die begin. Dan kom daar 'n aaklige sondeval en boosheid neem toe. Boosheid neem net skrikwekkend toe. Daarvan Genesis 4 vers 17 af sien ons dit binne in die lyn van Kain. Langs Kain se geslagslyn, die lyn van die slang lê die vrousaadlyn in Genesis 5. Maar dan is daar 'n krisis as ons in Genesis 6 vers 1 tot 6 aankom. Die vrousaadlyn vermeng met die slangsaad. Die kerk word die kerk in die wêreld, grenslyn tussen kerk en wêreld vernietig. Die kerk word soos die wêreld. Boosheid neem net skrikwekkend toe. Dan kom die Here met sy oordeel. Hy gaan alles uitwis.
Maar dan is daar die ark waarin die Here verlossing gee. En nou baie belangrik, nou gee die Here nie maar net hierdie geskiedenis, hierdie geskiedenis wys ook heen. Die ark wys vir ons die ark waarin die Here Noag en sy gesin verlos, wys vir ons heen na die kruis. Jesus is die verlosser in wie ons verlossing het. Hy is die een wat ons uiteindelik in die nuwe aarde inbring. Net soos wat die ark Noag hulle uit die ou wêreld verlos en in 'n nuwe wêreld inbring, so wys die ark na Jesus wat ons bring in 'n nuwe wêreld, daai nuwe wêreld na die sondvloed, wys vir ons ook hier na die uiteindelik na die finale nuwe wêreld hier. Na die nuwe wêreld toe, wys dit vir ons. Nou, wat is die boodskap vir ons en ons kinders? Ek dink ons moet vir ons kinders net wys, kyk hoe getrou is God. God red vir Noag in die ark. En dan moet ons vir ons kinders wys, daardie ark is 'n prentjie uiteindelik van Jesus. Ons en ons gesin, ek as pa en julle almal moet in Jesus ingaan. Net soos wat Noag met sy gesin in Jesus in die ark ingaan het, so moet ons as gesin in Jesus ingaan. By hom is ons enigste verlosser. En ons as paas moet die moeite doen om ons gesinne in Jesus in te lei. Hoe gebeur dit? Nou deur die woord. Die Gees gebruik ons as instrumente om die woord na ons kinders toe te bring, en so lei ons hulle na Jesus toe. Die regte ark in wie daar verlossing is. So ja, dit is wat ons vir ons kinders hier moet wys. En in Jesus het ons uiteindelik verlossing uit die oordeel wat kom. Die oordeel wat oor die ou wêreld gaan kom. En in Jesus word ons ingebring in die nuwe wêreld wat aan die kom is. En ons as paas moet hierdie storie vir ons kinders vertel en ons kinders saam met ons, ek en my vrou, saam hier ons kinders in Christus inlei en hulle Christus wys, Jesus vir hulle was, hulle Jesus laat ontmoet. Nou ja, baie sterkte vir die week wat verder voorlê. Ons bid vir mekaar.